Kom staan op jou ou slaapkous. Die skool begin al, jong. Goeiemôre. Goeiemôre, Clara. Gaan ons nie vanoggend na die berge toe nie? Ja, kan ons nou maar opstaan, Heidi? Ja. Maar sy is baie lig nie. Ja, ek weet, maar ek wil nie vandag al laat wees nie. Al moenie vergeet dat ons nog moet was en aantrek nie. Ek sal gou vir juffrou Rottenmeier gaan sê. Heidi, en wat van my? Wat is dit nou? Jy weet tog, Heidi. O, die rolstoel. Jy hoef hom net nader aan die bed te stoot. O ja, goed. Sal jy hom vir my 'n oomblik vashou? Sal jy regkom, Clara? Clara! Wat is dit, Clara? Sê tog iets. Vra asseblief juffrou Rottenmeier om my te kom help. Dis snaaks. Hy sê my, wat doen jy? Goeiemôre. O, die melk gaan brand. Hoekom kook jy hier in ons kombuis? Ek het alself gewonder, asof ek nou nie genoeg werk by die huis het nie, maar ek sal julle maar hier moet help. Het juffrou Rottenmeier heeltemal alleen na jou toe gegaan en jou gevra? Ja, sy het. Ek moet sê, sy is nie juist baie vriendelik nie. Stel jou dit voor. Gister kom sy ewe skielik in die huis ingestap sonder om eers aan te klop. Sy het nie eers om verskoning gevra nie, maar sy sê sy betaal goed. Waar is sy? Weet jy of sy al opgestaan het of nie? Ja, al lankal. Sy's eers buitekant en sy sniffel hy elke hoekie rond. Nou goed, dan sal jy vir Clara moet help. Sy lê nog al die tyd in ons kamer in die bed. O, haar naam's Clara, dis mooi. Heidi, met wie gesels jy daar? Jy moet jy sal nou sien. Ag ja, ek het mos so gedink. Pieter behoort nou enige Ma? oomblik hier te wees. Ek hoop nie ek vergeet nie. Kom julle ontbyt eet? Ja, Ek hoop jy hou van warm melk, Clara. Kan juffrou Rottenmeier nie saam eet nie? kyk daar sy. Pieter! Ja, Goeiemôre, Peter. goeiemôre juffrou Clara. Jy hoef mos nie juffrou te sê nie. Maar ek het gedink mense maak so in die stad. Daar noem almal mekaar mos op sulke snaakse name. Ag, wat Pieter, iemand het jou alweer 'n mooi storie vertel. Kan ek maar Clara sê? Natuurlik kan Jy jy. nou Pieter? Ek wag vir julle by die fontein tot julle klaar geëet het. Sien julle? Dit kan net Josef wees. Wat het met jou Josef? Kan jy nie kyk waar jy loop nie? Kom dan. Ag Josef, goeiemôre. Dis nou my liewe klein Josef. Wat? Klein, hy is alles behalwe klein. Sal hy nie byt nie? Hy weet nie eens hoe nie. Ek weet daarmee, jong. Kom, Josef. Kom. Ek is baie bly om jou te ontmoet. Ek het nog nooit in my lewe so 'n groot hond gesien nie. Julle is klaar aangetrek, dis goed. Oupa lekker geslaap. Môre, oupa. Goeiemôre. Wel, en waarvan het jy gisternag gedroom, my kind? Ek weet nie, ek dink nie ek het gedroom. Probeer dan onthou wat jy vannag gaan droom. Ag oupa, net dit wat 'n mens die eerste nag droom gaan waar word. Jy is veelste noukeurig. Goeiemôre albei. Goeiemôre. Ek het goeie nuus vir ons. Ek het die probleem opgelos. Ek het die dorpsbewoners gevra. 'n Paar mans het aangebied dat hulle Clara sal dra. Wie dra vir wie? 2 boere, hulle dra vir Clara. Goeiemôre. Lyk my hulle gaan jou daarin dra, Clara. Dit lyk so, ja. Waarom wag u, meneer? Waarop wag u nog? Ja, goed. Ons gaan nou ons ontbyt eet, kinders. Adriet, jy eet saam.
ja gesig gesien. Kom jy saam, Josef? Peter, hoekom sou jy daar in droom, jong? Kom, jaag die bokke aan, dit word laat. Daar kom hulle. Wie? Hey, wat is dit nou alweer? Môre Helene. Goeiemôre. Hulle laat my soos die prinses in Aladdin in die wonderland voel. Peter, hier is ons. nie. Heidi, gaan kleintjie ook saam met ons? Ja, maar ons is laat, Peter. Maak nie saak, ek het nie lank gewag nie. Hey, jy goeiemôre. Snoekie. Goeiemôre klein Snoekie. Ken jy haar? Ja, ken hulle almal. Daai een is Snoekie se dogter en daai een is klein Snoekie. Mag ek haar ook 'n bietjie streel? Natuurlik. Hierso. Ag, sy's oulik. Kleintjie, sy wil jou streel. Sy is nog bang vir jou, maar toe maar Clara, sy sal jou gou-gou leer ken. Ook sien. Haai, dan kan ek mos net nou maar vir kleintjie streel of voel. Sê my, waarvandaan ken jy vir kleintjie? Dit sou jy graag wil weet, né? Die een daar is oudste. En daardie klein bontetjie is 'n kind van die groot bonte. Sy's reg. Hoe weet sy dit nou alweer? Ek kan nie verstaan hoekom jy so verbaas is nie. Dis vanselfsprekend dat 'n mens so iets weet. Ag, Peter is eintlik baie maklik. Hy het vir my alles in haar briewe geskryf. Dis hoekom. Ek het gedink jy kantoor. Bokke generaal. Dit word al laat, jong. Toe jaag jy bokke aan. Ons kan mos nie die dag so laat verbygaan nie. Wat gaan ek doen? Dit wemel van dit is net waar 'n mens kyk. Verskoon my, ek is laat. Nagmerrie. Hoekom is net 'n perd? En jy wou mos 'n perd gehad het. Ja, verskoon my. Ek het bedoel 'n klein perdjie. Kyk daar, dis koeie. Oh, is mooi. Die voeltjie waarvan jy my vertel het net so gelyk. Ja, net so, Clara, miskien is hy selfs een van hulle. Daar kom Peter se bok. Oh, Sy's glo 'n baie mooi meisie. oh, dis pragtig. Kan ons 'n oombliekie stil hou? Daar is hulle, Clara, die Alpe. Dis net wonderlik. Dis nog baie mooier as wat jy beskryf het.
Dankie, Heidi. Ek is so gelukkig. Clara, jy moenie vir my dankie sê nie. Clara, kyk daar oorkant, dis nou ons berge. Is dit waar jy bly? O, ek het nooit gedink dat dit so mooi kan wees nie. Ek hardloop so lank vooruit. Pieter, wag, ek gaan vir Swem en die ander twee haal. En dit moet die dennebome wees wat soos Heidi gesê het kan praat. Kom saam, kyk die Clara's hier. Ag, is hy nie oulik nie. Kom hier, kleintjie, kom. Kom, kleintjie. Hier is ek hier. Haai, wag, as ek nou hier. Kom nou, kleintjie. Ag, sy's regtig oulik. Hier sien die twee ook. Hulle is albei ewe oulik. Dit ook so. As jy saam met ons weivelde toe wil gaan, sal ons nou in die pad moet val. Wat se weivelde is dit? Ag man, ons weivelde, wat anders? Jy weet mos, Pieter. Beteken dit dat julle hier bly en nie verder gaan nie? Juffrou Rottenmeier moet hulle nie wegstuur nie. Ek wil nog verder gaan. Ag, wat verder boontoe lyk dit ook nie veel anders nie. Dit was al moeilik genoeg om hier uit te kom. 'n Mens moet daarom ook eenmal met iets tevrede kan wees. Ek bedank u, meneer. Sorg asseblief dat u vanaand weer betyds hier is. Ons sal tot vanaand dan alm u. Kom, Witvoet. O, so daar loop hulle nou. Net as ek gedink het jy het my alweer vergeet net omdat jou vriendin hier is. Jy maak alweer so, Heidi. Pieter, Haai, wat's nou met jou verkeerd? Hoe moet ek nou weet, hè? Op julle twee. Ek is boet, wat ek is. jy het julle nie gehoor nie, hy fluit. Toe nou. 'n Mens moet streng met hulle wees, Clara. Juffrou Clara, ek is jammer, maar jy moet nou 'n bietjie rus. Ag, hoekom? Juffrou Rottenmeier is reg, kom ek help jou. Ag, nou ja. So, dis mos gemakliker. Dankie, oupa. Baie dankie. Maar julle, ek kan dit nou nog nie glo nie. Is alles so mooi. En die hemel is so blou. Sagte spierwit wolke. En die wind wat hier my hare waai. Jy's reg, die dennebome praat. Wag, ek vat jou soontoe. Adelheid, laat die rolstoel met rus. Nee, ek kan dit doen. Dag is ons. Adelheid, pas op! Moenie bekommerd wees nie, dit is nie gevaarlik nie. Hier kan niks gebeur nie. Dis wat u sê. Jy moet hoor hoe ruis hulle wanneer daar in die herfs 'n storm opkom. Ek kan my dit voorstel, ja. Partymal fluister hulle net, maar wanneer daar 'n sterk wind waai, raas hulle en in die winter wanneer die diere skuilings soek, dan kruip hulle onder die bome weg. Ek sal dit so graag een keer wil sien. Hulle is daarom vreeslik groot. Wie hoe oud hulle is, Heidi? Nee, hulle was al hier toe oupa hiernatoe gekom het. Ek kan vir hulle alles vertel en hulle verstaan. Nou moet ek op my ouderdom nog so iets beleef. Gaan mens weet wat alles hier kan gebeur nie. Oral dreig die gevaar. Sy sal daaraan gewoond moet raak. Kan 'n mens dan buite eet? Maar die huis het niemand nog ooit daaraan gedink nie. Ek hoop julle is honger. Ek het sommer baie kos gemaak en daar mag nie 'n krummeltjie oorbly nie.
O ja, ek is baie honger. Ek was nog nooit in my hele lewe so honger soos vandag nie. Jy sal nog 'n minuut moet wag. Sal oupa ons roep? Maar daar is niks gebeur nie. Pas op sy gaan omval. Dit lyk vir my sy het meer beskerming nodig as ek. Hoekom kom julle nie? Die kos is op die tafel. Ons kom. Nou geen asseblief. Ek herken jou so waar nie meer, die juffrou Clara. In Frankfurt eet jy soos 'n mossie. Dis omdat die kos daar nie so lekker is nie. Niemand het nog ooit vir my sulke lekker kaastebroodjies gemaak nie. Dis die vars lug wat jou honger maak. Eet gerus by kan sodat jou wange weer rooi kan word. Hierso Clara. U het dan nog geen enkele sluk melk gedrink nie. Want ja, ek is nie nou lus nie. Ek sal later my melk drink. Moet dit nie te lank laat staan nie, juffrou Rottenmeier, anders is dit later nie meer so lekker nie. Hi Heidi, sal jy my die hout gaan wys as ons klaar is, jong? O, maar dis 'n yslike pot. Daai pot maak ek en my oupa altyd saam die kaas. Is dit die leer waarteen jy altyd moet opklim, Heidi? Ja, dit is. Ek wil dit so graag sien. Dan sal jy dit ook sien. Dit is nou my bed, Clara. Dit ruik lekker. Is dit die hooi wat so lekker ruik? Ja. Mens kan die sonstrale Nee, sien. net dit nie. In die aand kan 'n mens ook die maan en die sterre sien. As daar nie wolke is nie. Natuurlik, jou slimkop. Ek wil ook een keer hier slaap. Maar die lekkerste sou wees as ons sommer dadelik hier kon bly. O ja, ons bly sommer hierbo. Ons gaan glad nie eers terug nie. Dit sou lekker wees. Maar juffrou Rottenmeier sal dit nie toelaat nie. Nee. Waarom nie? Jy het nog nie eens probeer nie. Ons kan vir jou hierbo net so goed sorg soos onder by die huis. Toe. Maar jy sla moet vra, Clara. Vir my sal sy beslis nee sê. Ek dink sy gaan beklei. Dis heeltemal buite die kwessie. Hoekom nie? Hoekom? Dis te gevaarlik. Ek moet erken dat marmotte baie goed hierbo kan lewe, maar mense beslis nie. Maar oupa en ek is ook mense en ons lewe baie lekker hierbo. Ja, natuurlik, maar dit is natuurlik heeltemal iets anders. Dis glad nie iets anders nie. O ja. Ek kan verstaan dat jy bekommerd is oor Clara. Vir haar is alles hierbo nuut, maar moet asseblief nie vergeet dat ek en Heidi die wêreld hier ken nie en dat ons vir Clara kan oppas. Nee, ek glo nie dat jy haar kan oppas nie. Clara kan nie met Heidi vergelyk word nie. Wie gee u die reg, juffrou Rottenmeier, om te dink dat u beter ingelig is as Clara se dokter? Dit was immers hy wat haar hierheen gestuur het. Hy het mos destyds gekom om te kyk hoe dit hier lyk. Is dit reg, juffrou Rottenmeier, of het ek verkeerd verstaan? Ja, die dokter het my mos gestuur omdat hy so baie van die werke gehou het. Ja, dis reg. Ek weet nie meer wat om te dink nie. Miskien is dit goed vir haar, en miskien ook nie, maar ek kan onmoontlik hier lewe. Ek kan dit nie meer uithou nie. Oral is daar afgrond. Ag, juffrou Rottenmeier. Maar alles is reg. Verskoon my, ek is maar net 'n bietjie opgekrap. Ek kan mos onder in die dorpie bly as ek dit nie hierbo kan uithou nie. En hoe dink jy sal ek jou kan oppas as ek daar bly, juffrou Clara? Jy kan mos elke dag opkom en kyk of alles reg is. Dit is onmoontlik. Waar kom hulle? Hulle het ons kom haal. Juffrou Clara, wees nou verstandig en kom saam met my terug. Ek bly hier. Ek gaan nie saam met u nie. Ekskuus. Is jy ongehoorsaam? Ja, Goed. Maak dan soos jy wil. Maar u sal daarvoor verantwoordelik wees as iets met hierdie kind gebeur. Jy mag bly, Clara. is lekker né? Ek sal elke oggend hiernatoe kom om te kom kyk of dit met jou goed gaan. Eet asseblief jou ontbyt stiptelik op 7 uur en moenie vergeet om te studeer nie. As jy verkies om hierbo te bly, moet ek dit ongelukkig toelaat. Ek moet nou gaan. In my hele lewe het ek nog nooit sulke hardkoppige teëgekom nie. Totsiens, juffrou Rottenmeier. Totsiens. Moenie vergeet dat jy vandag se skooldag môre moet inhaal nie. Is dit beter? Ja,
nogal van jou. O, baie, baie dankie. Dankie, Peter. O, dis pragtig. Lief. Hallo julle twee. Dag Snoekie. O, Nant, liewe kleintjie. Verkeerd daar, Snoekie en dis kleintjie. Heidi en Clara het daardie aand nog baie lekker gelag en gesels, want hulle het so baie gehad om mekaar te vertel. Maar later het hulle tog van moegheid aan die slaap geraak. Albei het gedroom van al die mooi dinge wat hulle nog saam sou doen. Die volgende dag het hulle saam in die son opgestaan. Clara het eers nie geweet waar sy is nie, maar toe sy uit die venster kyk en al die mooi blomme sien en die berge wat in die sonlig glinster, toe weet sy weer. Dit sou alles heerlik gewees het as juffrou Rottenmeier net nie gedurig 'n rede gevind het om met Clara te raas nie. Heidi het haar nie veel daaraan gesteer nie, en sy en Peter het elke dag aan 'n nuwe verrassing vir Clara gedink. Maar daarvan vertel ons julle volgende keer.